Maar ek voel dis wat die Here op my hart het vir vanaand. En is dalk vir baie van julle 'n ou boodskap. Partykeer is jy ou goed nodig om weer te hoor. Die bottom line van ons identiteit in God, in Christus vandag is, daar was net 2 Adams. En daar's net een van die 2 vir my en jou. Daar's 'n eerste Adam en daar's 'n laaste Adam. En die eerste Adam is verlore, maak nie saak wat hy doen nie. Dit maak nie saak, as jy in die eerste Adam is, kan jy kan doen net wat jy wil, jy kan die heiligste, perfekste lewe lei. As jy in die eerste Adam is jy verlore. Net so, as jy in die tweede Adam is, as jy foute maak, beteken dit nie, jy gaan terug na die eerste Adam toe. Dis belangrik, dis so belangrik dat ons weet in watter Adam ons is. Ons het ongelukkig in die kerkwêreld in 'n groef gekom op 'n manier dat ons probeer om mense te kry om beter te leef, om meer moreel te praat, om meer moreel op te tree, ons wil die buitekant net so graag mooier laat lyk. Want God het by die binnekant begin. En as ons net kan inkoop op sy model, dat, okay, met die binnekant is reg, is nou eintlik dan makliker om die buitekant te verander. Maar ek dink ons mis baie keer, wat het hy gedoen aan die binnekant? En waarin het hy ons ingekoop? Net om vir jou 'n bietjie konteks te gee, 1 Korintiërs 15. Okay, miskien voordat jy soontoe gaan, kom ons gaan net gou na Genesis 5 toe. Ons het nou al 'n paar keer in hierdie groep Genesis 1 en Genesis 3 bietjie oor gepraat, en ek dink ons ken daai, Adam was na God se beeld en God se gelykenis geskep. Hy het vir hom gesê, moenie van daai boom eet nie, die dag as jy daarvan eet, gaan jy sterf. Hy het dit toe in elk geval gedoen, hy het nie dood neergeslaan nie, maar sy gees was dood. En toe het Adam begin om mense na sy soort voor te bring. Dood, geskei van God. Genesis 5, ek dink vers 3. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek, en het hy 'n seun verwek na sy gelykenis. Hoor, hy sê nie meer, dis nou na God se gelykenis nie. Hy sê na sy gelykenis, na sy ewe beeld. En hy praat niks van die buite, ek dink nie die woord bedoel hier na die buitekant nie. Hy praat van sy identiteit. Sy gelykenis, sy ewe beeld, en hy het hom Set genoem. En van daar af het ons almal kom uit Adam uit, en almal is na hierdie Adam geskep. In 1 Korintiërs 15, ons gaan dalk net teruggaan daartoe, ek wil net daar vir jou iets opwys, hoekom ek sê, daar's 'n laaste Adam. Vers 45, sê hy, so is daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Jy sien, hy praat van die eerste Adam en die laaste Adam. En die eerste Adam het na sy ewe beeld voortgebring, maar nou sê hy, die laaste Adam is 'n lewendmakende gees. Onthou, wat het in die tuin gebeur? God het gesê, as julle van hierdie boom eet, sal julle sekerlik sterf. Nou kom die laaste Adam, en hy maak ons gees lewendig. Want hy praat spesifiek, hy verwys spesifiek na Jesus, alhoewel Jesus in vlees en bloed, God het mens geword tussen ons, sê hy het 'n lewendmakende gees geword. En in watter Adam is jy vandag? Daai is die belangrikste vraag.
Ons het 'n klomp vrae wat ons vra. Wat 'n kerk is jy en het jy al opgehou rook, het jy al opgehou drink, het jy al opgehou vloek, het jy al opgehou? Is vir my die verkeerde vraag, want dis wat saak maak. Dis wat saak maak. As ons julle moet my verskoon, ek so gaan vir my na 1 Samuel 17 toe. Ek dink is 17, Dawid en Goliat. Ons kry hier, nou, jy het nou al baie stories gehoor, ek wil vir jou 'n ander angle gee van Dawid en Goliat. Ons kry hier 'n voorbeeld, 'n wettige voorbeeld, dat een ou kan staan vir volk. Dus, en ekskuus, ek het nou nie en as julle moet inchip enige tyd, ek gee regtig nou nie om nie, ek gooi het klomp, nee, daai gee ek glad nie om nie, hy moet vroeg leer om saam te praat. Ekskuus, ek wil net gou die vers soek. Kom ons kyk vers 8, hier kom Goliat en hy het gaan staan en roep na die slagordes van Israel en vir hulle gesê, waarom trek julle uit om julle in slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn en julle dienaars van Saul nie? Kies vir julle 'n man dat hy na my toe kan afkom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. Kyk wat sê hy. As julle ou my kan verslaan. Goliat stel die Filistyne voor. En een ou sê, en hulle moes seker daaroor gepraat het, ek weet nie, of hy het net vir hulle gesê, hoorie, ek is die ou, ek sal gaan. Maar niemand sê op enige stadium, hoorie, maar dit kan nie so werk nie. Een ou kan ons nou nie vir 'n volk, niemand het dit teengestaan nie, so dit moes 'n aanvaarde wettige praktyk gewees het. Vers 9, as hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees, maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees. Een ou wat staan vir 'n groep mense. En hier is vir my iets, dat een ou, Jesus, en ek bedoel dit met grootste respek as ek sê een ou, en ek glo julle ken my hart, maar hy kom staan vir 'n generasie, vir 'n volk, wat gesê het, as julle in my kom, ek sal hierdie fight vir julle wen. Vandaar het Paulus geskryf, in hom is ek meer as 'n oorwinnaar. Israel het hierdie dag gewen, omdat Dawid gewen het. In Dawid was die hele Israel oorwinnaars. En nou kan ons, en nou maak dit vir my meer sin as hy sê, meer as 'n oorwinnaar, want hoe is jy meer as 'n oorwinnaar? As jy gaan en jy begin spoils collect, maar jy het nie eens gefight nie. Jy deel in die, ek vergeet nou die Afrikaanse, jy deel in die oorwinning, maar in die spoils, in die voordele, in alles wat die vyand daar gelos het vir jou. Jy deel in al daai goed, maar jy het nie gefight nie. Dis meer as 'n oorwinnaar. Want die oorwinnaar moes ten minste, Dawid moes ten minste opdraf. En sy slinger, en hy moes die guts hê. Hy moes die geloof hê. Hy moes sê, hoor, jy's onbesnede, ek het 'n verbond, jy het nie 'n verbond nie, en hierdie is eintlik 'n mismatch, kom ek wys jou gou. Exactly. En dit was eintlik Israel se storie, want toe hulle in die beloofde land inkom, is daar huise wat hulle nie gebou het nie, en wingerde wat hulle nie geplant het nie, en hulle moes net iets hier gesien het, maar in elk geval. So hier kom hulle, en hulle deel in hierdie oorwinning, wat Dawid gefight het. En so is ek en jy vandag, ons deel in hierdie oorwinning, wat Jesus vir ons behaal het. Een man staan vir 'n volk, vir 'n generasie, vir 'n klomp mense, en hy sê, as julle vertroue in my sit, kry julle alles wat ek oorwin het. En daar's vir my nie 'n mooier hoofstuk wat dit verduidelik nie as Romeine 5.
Ons gaan definitief daar uitkom. Kom ons begin by vers 12. Terwyl ons nou rondspring, wil ek nie, hier is net een van my favorite verse in die Bybel, is vers 8. En dis nou net beside the point. Dis is vir my altyd so mooi. Hy sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Jy moet dit altyd onthou, dat jou omstandighede is nie jou bewys van God se liefde nie. Nooit nie. Of dit goed gaan en of dit sleg gaan. Nie een van daai twee omstandighede is 'n bepalende faktor van is God nog lief vir my nie. Ek gaan altyd terug na hierdie vers toe en sê, Here, u kruis. Hy sê, die Afrikaans druk dit spesifiek bewys. Ek dink nie die Engels gebruik die woord bewys, proof nie. Maar hy sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons sondaars was, toe ons nog in die ander Adam was, het hy vir ons bewys, ek is lief vir jou, ek wil jou daar uithaal, en ek wil jou in my seun sit. Ek wil van jou 'n nuwe Adam maak. As ons dan van vers 12 af lees, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood. So hier, onthou nou hierdie prentjie, en ons sien dit hier so mooi, hy sê, deur die een mens, die eerste Adam, het sonde ingekom. Jy's in sonde gebore. Jy's nie 'n sondaar omdat jy gesondag het nie. Jy's 'n sondaar omdat Adam gesondag het en jy na sy soort en sy gelykenis gebore is. So jy kan nie uit dit uitkom deur te begin reg leef nie, want jy's nog in hom. Jy's nog sy soort, jy's nog sy gelykenis. Die aanwesigheid of die afwesigheid van sonde maak nie van jou 'n sondaar nie. Net soos nou dat ons wedergebore is, maak die aanwesigheid van sonde nie van jou 'n sondaar nie. Dit verander nie jou identiteit nie. Maar dit is goed soos hierdie wat my help om 'n beter lewe te lei, want ek besef my identiteit. Hy sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het. Jy sien, daai dood het jy tot alle mense deurgedring as gevolg van Adam. Nie omdat almal gedoen het wat hy gedoen het nie, maar as gevolg van dit wat hy gedoen het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld. Nog voor Moses die wet gegee het, was daar al sonde, want ons het nie gedoen wat God gevra het om te doen. Maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, want wat 'n voorbeeld is van hom wat so kom. So hier sê hy vir ons, al het jy nie oortree soos Adam nie, is jy sondaar, want jy's in Adam gebore. Vers 15, maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. So hier begin hy vir ons sê, maar hier's iets anders is aan die kom. Daar's 'n genade geskenk. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe, die geskenk, deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur die een, weer eens Adam, en nie soos deur Adam wat gesondig het, is die geskenk nie, want die oordeel wat uit een tot veroordeling, want die oordeel was uit een, so ons is geoordeel as gevolg van die een. Jy het onder oordeel gestaan as gevolg van die feit dat jy in Adam gebore is. Maar die genadegawe, die genade geskenk, is uit baie misdade tot vryspraak. Hier kom vers 17. Hierdie volgende is net vir my, ek love it. Want as dit die gevolge van die misdaad van die een die dood geëers het deur die een, weer, hy hou aan vir ons sê, as gevolg van Adam is ons waar ons is. As gevolg van Adam is daar dood, en nie net fisiese dood nie, maar ook geestelike dood. Hy sê, want as die gevolge van die misdaad van die een dood geheers het, veel meer. Nou, ek probeer nou nog al die jare, en ek's nog nie daar nie, probeer ek my kop rondom hierdie rap, dat meer as dood, is hierdie volgende feit. Hierdie waarheid, is meer as dood. Hy sê veel meer,
Net soos wat ons sien, mense gaan dood om ons elke dag, almal gaan doodgaan, nog niemand het vrygespring nie. Van Adam af, hy sê net soos wat ons daai sien, en net soos dat ons sien mense is geestelik dood, omdat hulle voor gebore, sê hy veel meer. Daar's 'n groter waarheid as dood. Ek by peanut brein sukkel nog. Maar daar's 'n groter waarheid as dood. En dis hierdie. As jy in hierdie lewe wil heers, moet jy leer om te kry. Moet jy leer om te ontvang. As jy in hierdie lewe wil heers, moet jy leer, dis nie my performance nie. Dis wat ek kan ontvang. Die heers is die performance. Here help my. As jy kan leer om te sê, ek ontvang, ek kry dit, ek het nie daarvoor gewerk nie, dit was nie my, ek het nie gefight daarvoor nie, ek het net gekyk hoe u gefight het, en u het gewen. Ek ontvang daai oorwinning, waar is die spoils? Dis wie gaan heers. Die kerk, en ek is nie kwaad vir die kerk nie, jy moet my mooi verstaan, ek dink julle ken my hart. Maar as mense, honderde, duisende mense in die kerk, wat sukkel om te heers, want hulle sukkel om te ontvang, hulle dink hulle gaan kry as hulle beter leef. Jy gaan beter leef, as jy begin ontvang. As jy kan leer, dis gratis. Die fight is vir jou gewen, leer ontvang. Hy sê, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade is oorvloed. Genade is in oorvloed vir my en vir jou beskikbaar. Wat is genade? Ons het laas Sondag 'n bietjie daaroor gesels. God wat gesê het, hier's alles wat jy nodig het vir hierdie lewe. Jy het my naam, jy het my bloed, jy het my gees, jy het die sleutels vir die koninkryk. Hier's alles wat jy nodig het, kan jy dit ontvang. Veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en geskenk van geregtigheid ontvang, in hierdie lewe heers, deur die een, Jesus Christus. Dis 'n leer om te ontvang. Dis 'n proses om te leer. Jesus staan nie op die kantlyn en met 'n skorkaart, hoe goed speel jy hierdie game nie. En hoe beter jou skor raak, hoe beter begin jy speel. Dis as jy besef, hy is die ou wat langs jou skram. Nee, eintlik is dit nog beter. Jy sit as 'n plaas vir, jy sit op die reservebank, hy speel man alleen teen die ander 15, en hy wen, en julle 2 keer albei dieselfde medalje. Dis hoe ek en jy gaan heers oor omstandighede. Heers oor dit wat die vyand na jou kant toe bring. Heers oor jou onsekerheid. Heers oor whatever hy jou kant toe wil gooi. Soos hierdie waar is, en dit is, gaan sy grootste wapen wees, hy wil jou terugvat na die eerste arm toe. Want daai ou het nie gewen nie. So hy gaan jou heeltyd wil, ja, maar jy weet, as jy in hierdie arm is, dan sal jy nie so praat nie. Eintlik, hoe jy nou praat, beteken, wys vir my, jy is nog in hierdie arm. En hoe jy nou opgetree het, wys vir my, jy is nog in hierdie arm. En hoeveel keer het ons al ingekoop op dit? Ja, hierdie skrif sê, daai wat Jakobus in, ek dink Jakobus 4 vers 7, wat hy sê, ons kan die vyand weerstaan. Hoe gaan jy hom weerstaan, as jy hierdie ontvang het? Ek het die genade, ek het alles wat God vir my wou gee tot my beskikking. Dit is myne, ek het die naam van Jesus, ek het die gees van God, ek het die sleutels van die koninkryk, ek is in sy koninkryk, ek is nie meer in hierdie koninkryk, ek is nie meer dood nie, ek is nou lewendig, ek het 'n lewende siel, ek het 'n lewende gees, my gees en sy gees is een. En ek het al hierdie genadegawes, I rule in hom, want hy het gewen. Want het gaan oor die Adam, oor watter arm jy in is, en watter arm funksioneer jy. En dan gaan jy agterkom, hoorie, maar ek praat nie meer soos ek gepraat het nie.
Ek strip my nie meer soos wat ek my gestrip het nie. Want ek het nie my oupa se hier meer nie. Ek het Jesus hier meer. Ek word net kwaad wanneer my pa aangevat word. Ek word net kwaad wanneer my pa se hart verkeerd voorgestel word. Ek word kwaad wanneer hulle my pa se hart 'n rowerspelonk maak. Dit het hom omgekrap. Maar die goed van die lewe, ons kort 'n paar rand om in te gooi, gaan vang vis. Hier sit 5000 mense, ons het net 7 broodjies. OK, laat hulle begin sit. Kom ons begin uitdeel. As ek kan leer, dis tot my beskikking. Ek hoef nie super heilig te wees om 5000 mense te voer met 7 broodjies nie. Ek moet net weet wie ek is. Want ons net 2 arms. En as ek in die laaste arm is ek vol. Daar's nie kwarte en halwes en 3/4 nie. Daar's eerste arm, laaste arm. En as jy in hom is jy voluit in hom, as jy in hom is jy voluit in hom. Hou net jou plek daar by Romeine 5. Ek wil net nou nog 'n bekende vers toe vat, maar ek dink dit sluit so in 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is, sy 'n nuwe spesies, 'n nuwe skepsel, 'n new creation. Hy's iets wat nog nooit voorheen bestaan het nie. Daar het nog nooit so Adam bestaan nie. Nog almal voor hom was soos die eerste Adam, ongehoorsaam, geval, dood in hulle gees. Maar nou, as jy jou vertroue in hom sit, is jy nou spaksplinter nuut. En nou sit vir my so mooi, hy sê, as iemand in Christus is, hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, hy sê, kyk, behold, sê die Engels. Daar's 'n niks in sy woord is toevallig nie. Hy sal nie hier sê kyk, is daar nie 'n rede is. Hy sê kyk, doen ondersoek. Gaan hier's iets wat jy moet sien, want jy gaan dit nie sien as jy nie al versoek nie. Kyk, alles het nuut geword. Nou, ons het nou al daaroor gepraat. Daai alles is nou nie, want ons bestaan uit 'n gees, siel en liggaam, en hierdie Adam, as ons kyk na die 2 Adams, is dit gees. Ons praat van Adam, die eerste Adam se gees is dood, en dis wat Jesus kom herstel het, is om vir ons 'n nuwe lewende gees te gee. As hy dan sê, alles het nuut geword, dan praat hy van jou gees. Kyk, jy het 'n nuwe gees. En waar kyk ek, hoe lyk my nuwe gees? Frits het nou die dag vir ons so mooi herinner, en ek het bietjie daaroor gemediteer, en ek dink die Here wil vir ons letterlik iets daaruit leer. Hoekom kan jy nie jou eie gesig sien nie? Want hierdie is jou identiteit vir die wêreld daar buite. En jy het nog nooit, jy kan nou, as jy nou onthou wat Frits gesê, jy het nog nooit jou gesig gesien nie, jy het 'n refleksie al van jou gesig gesien. Ek kan jou gesig sien, direk. Jy sien 'n refleksie nie, ek sien hom. Maar jy het nog net 'n refleksie van jou gesig gesien. Eider in 'n foto, maar is 'n refleksie, of in 'n spieël, maar dis 'n refleksie. En jy vertrou die foto of die spieël. So waar sien jy? Hoekom wil God nie hê jy moet jou eie gesig sien nie? Want dis nie wie jy is nie. Hy wil hê jy moet jou, as jy 'n refleksie in 'n spieël kan vertrou, dan wil hy hê jy moet die refleksie in hierdie ook kan vertrou. En hier is wie jy regtig is. En wie jy is jy heers. En voordat jy te vinnig sê, ja, maar ek heers nie, en wat 'n Adam is jy? En heers jou Adam, dan heers jy. Alles waaroor jou Adam heers jy. Alles wat Dawid vir hulle bereik het, daai dag, was hulle sin. Alles waaroor hy vir hulle gewen het, was hulle sin. Alles wat Jesus vir jou bereik het, is joune. Want nog beter as Dawid, jy's in Jesus. Kyk, is alles nie. Kom ons gaan terug na Romeine 5, toe hy sê, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade
van die genadegawe en van die geregtigheid ontvang in hierdie lewe heers deur die een Jesus Christus. Vers 18. Daarom dan net soos deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, hier kry ons weer daai ding, deur hom is ons almal geoordeel. Maak saak wat jy gedoen het nie. Die dag toe daai babatjie uitgekom het, was hy onder Adam. Okay, net vir ek glo, omdat hy nog nie die vermoë het om sy eie keuse te maak nie, is daar vir hom 'n genadegawe, is daar vir hom genade beskikbaar, en as hy nou sou sterf, wat nie gaan gebeur nie, maar as hy nou sou sterf, is hy reguit by die Here, want hy het nie die vermoë gehad, maar almal is onder die veroordeling, omdat ons in Adam gebore is. So ook, as jy dit glo, kan jy hierdie ook glo. So ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Deur daai een daad van hom aan die kruis, het hy ons regverdig gemaak. Het gaan nie oor wat jy doen nie, maar as wat jy weet, sal verander wat jy doen. As jy weet jy heers, het jy nie nodig om te buig voor 'n sigaret nie, het jy nie nodig om te buig voor 'n bottel nie, het jy nie nodig om te buig voor versoeking nie, het jy nie nodig om agter allerlei goed van die wêreld aan te hardloop, want jy heers. Jy roel oor dit as gevolg van wie jy in jou gees is. Vers 19, want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, weer eens, sy ongehoorsaamheid, almal is sondaars. So sal ook deur die gehoorsaamheid van die laaste Adam, van hierdie een baie tot regverdiges gestel word. Let net mooi op, hy sê nie almal is regverdig as gevolg van sy gehoorsaamheid nie. Want is net die wat hulle vertroue in hom sit. Net die wat sê, yes David, jy is my koning, ek is saam met jou. Ek deel in daai spoils. Net soos, net met hierdie, soos, as jy sê, ek sit my vertroue in hierdie Adam, in Jesus, dan sê God, ek gee dan aan jou dieselfde geregtigheid. Hou weer jou plek, ekskuus, ons gaan 2 Korintiërs 5 weer toe. 2 Korintiërs 5:21. Want hy praat van God die Vader, hy sê, die Vader het aan hom, dis Jesus, so die Vader het aan Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Ons sonde op hom, sy geregtigheid op ons. Hier is iets wat ek nog nie, my brein, ek glo nie, ek dink eintlik nie daar's 'n verskil tussen die twee nie, maar ek is nog besig om hierdie pot te roer. Hy sê nie ons het Jesus se geregtigheid gekry nie, hy sê ons het God se geregtigheid gekry. So ek sê, ek dink nie daar's 'n verskil tussen die twee nie, maar dit is net vir my, dit het my nou die dag so 'n bietjie tussen die oë geslaan. Ek en jy het die geregtigheid van God. Jy is so regverdig soos die Vader, omdat Jesus jou sonde op hom geneem het en die straf wat hy gedra het was genoeg. En omdat jy jou vertroue in hom sit, het jy die geregtigheid van die Vader. Daai is die ultimate. Daar is nie 'n hoër geregtigheid as dit nie. Sy beeld, sy gelykenis. En Jesus, Kan Jesus sê, hy het jou gemaak. So sy herskep jy weer na sy beeld. yes. Ons is totaal en al herskep na ons Genesis bloudruk. Ja. Sy beeld, sy gelykenis. Terug na Romeine 15. Waar was ons nou? 19. So sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Vers 20, maar die wet het daar bygekom sodat die misdaad meer sou word, en waar die sonde meer geword het die genade nog meer oorvloedig geword, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus. Dit is genade. Nie een van ons het daarvoor gewerk nie, jy het niks gedoen.
om dit te verdien nie. Dis genade en hier's nog iets wat ons by daai genade, toe hy vir Paulus gesê het, my genade is vir jou genoeg. So my genade het vir jou my geregtigheid gegee. Dankie Dad. So ons sê baie keer, en ourselves in die evangelies lees ons, waar party mense siek geword het, omdat hulle gesondig het. En party keer het hulle vir Jesus gevra, is hierdie ou siek, omdat hy gesondig het, of omdat sy ma en pa gesondig het. So ons besef, dat siekte in die wêreld ingekom as gevolg van sonde. Nou het ek die geregtigheid van God. Het siekte 'n legal right op my lewe. Want ek kan nie nou sê, as gevolg van daai sonde, daai legal right is verwyder. Is totaal en al verwyder. 1 Petrus 2, dink hy verduidelik dit vir my baie mooi. 1 Petrus 2:24. Kom ons begin by 22, want ek hou nie daarvan om so in die helfte van 'n sin in te klim nie. Hier is hy weer by Jesus wat hy sê, wat geen sonde gedoen het nie. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is nie, terug uitgeskel is nie, so ons kom agter, hy praat oor die kruis. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, vers 24, wat self ons sonde in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Hy het ons sonde gedra, ons leef nou in geregtigheid. Die geregtigheid van God, as ons dit saam met die Korintiërs 5 sit. Hy sê, en daarom, deur wie se wonde julle genees is. Want ons het 'n legal right tot gesondheid. Want ons is die geregtigheid van God. Dis 'n geboortereg, want jy's wedergebore in 'n nuwe mens in. Gaan ons tempting kry in hierdie, gaan die vyand vir jou sê, nee, hy gaan nou aanhou probeer om vir jou te sê, jy's nog in die vorige Adam. En hy het glad nie meer reg op jou gees nie. Jou gees, sê Efesiërs, is geseël met die Heilige Gees. Hy het nie meer 'n reg op jou gees nie. Hy kan nie meer inspraak maak op jou gees nie. Alwaar hy toegang toe het, is hierdie en hierdie. En boy, hy gaan dit gebruik. Om vir jou te laat dink jy's nog die vorige Adam, en om jou te laat voel jy's nog die vorige Adam. Maar ons kan heers. Ons gaan terug na vers 17. I've got ruling power. Ek kan oor dit heers en sê, nee. Ek kan daai streep trek. Maar dis nie 'n ding van, omdat ek goed genoeg is, omdat ek lank genoeg in die kerk is, omdat ek al hierdie goed doen, ek dien op die kerkraad, en ek het 'n selgroep, en dis nie as gevolg van hierdie lys goed nie, is as gevolg van die Adam. Net as gevolg van die Adam. En watter Adam staan jy? Ontvang. Die Israeliete wat daai dag uitgemis het, op dit wat die Filistyne langs die pad gelos het, is die ouens wat nie kon ontvang nie. Die ouens wat gesê het, ek weet nie of Dawid regtig die Filistyn doodgemaak het nie, of ek te lui om agter hulle aan te gaan en te gaan kry wat my, of wat, maar die ouens wat nie gaan haal het nie, dis die ouens wat uitgemis het. Die ouens wat gesê, this is mine, this is a free fall, ek gaan vir my nou kry, dis die ouens wat gekry het. Ons as nuwe Adam, as 'n nuwe skepsel, nuwe spesie, alles waarvoor hierdie Adam betaal het, is myne, maar niks waarop ek uitmis is sy skuld nie. Want is genade geskenk, en is geskenk van geregtigheid. Ek dink ek gaan nou daar stop, anders ek wil nou nie begin babbel nie.